Ok, ons is by die 7de lesie en dis nou die laaste lesie vir die boek van Genesis. Ons trek by die storie van Josef. Nou, wie was Josef gewees? As ons kyk in Genesis 37 vers 2, kan ons sien dat Josef was 'n tattletale gewees. Daar staan, en Josef het die slegte gerug oor hulle, dis nou sy broers, na hulle vader oorgebring. En wat ons ook weet van Josef is dat Josef was sy pa se favourite, en dit staan in Genesis 37 vers 3 en 4. Toe sy broers sien dat hulle vader hom meer as sy broers lief het hulle hom gehaat en kon nie vriendelik met hom praat nie. En ook het Josef 'n droom gehad wat hy aan sy broers vertel het. En daaroor het hulle hom ook nog meer gehaat. En die twee drome wat hy gehad het, is die eerste en het hy gedroom dat hulle se familie wat in die veld staan en dan al hulle gerwe buig toe neer vir sy gerf. En vers 9 sê hy dat die son, die maan en 11 sterre het voor hom gebuig. En dit het sy broers baie kwaad gemaak, want hulle het gevoel dat hy sê dat hulle moet voor hom buig. Nou sy broers het vee opgepas by Sechem en sy pa vra toe van, wil jy nie asseblief vir my gaan kyk, hoe gaan dit met die broers en hoe gaan dit met die vee nie? So mens kan nou amper dink dat die rede hoekom Josef 'n tattletale was, is sy pa het hom gebruik as 'n tattletale. En vers 19 sien ons dat toe hy aangestap kom by sy broers, toe sê sy broers, daar kom daardie dromer aan, kom dan nou, laat ons hom doodmaak. En Reuben, wat die oudste is, sê, ons moenie bloed vergiet nie, kom ons gooi hom eerder net in 'n put, want sy intensie was om later terug te kom en hom dan uit die put uit te red. En om te dink dat Josef was 'n seun van 17 gewees. Hy was baie bang gewees en jy sien dit in Genesis 42 vers 21 wat sê, voorwaar ons boet nou vanweë ons broer, omdat ons die benoudheid van sy siel gesien het toe hy ons gesmeek het en ons nie na hom geluister het nie. Nou Juda stel toe voor op die einde dat hulle eerder vir hom moet verkoop aan die Ismaeliete wat daar verbykom. Nou ons ken die storie dat die broers het toe na die pa toe gegaan en hulle het eintlik Josef se lang rok gevat en hom gedoop in bloed en hulle toe nou geïnsinueer dat Josef is heel moontlik doodgebyt deur 'n wilde dier. Nou die storie daarna is die storie van Juda en Juda het toe weggetrek. Nou ek weet nie of dit is oor dat hy dalk miskien skuldig gevoel het oor dit wat hulle aan hulle broer gedoen het nie, maar ons lees in Genesis 38 dat Juda trek toe weg en hy trou met 'n Kanaanitiese vrou en die vrou se naam is Sua. En hy kry toe by die vrou 3 seuns. Die 3 seuns se naam was Onan en Sela. En trou toe met Tamar, maar het toe gesterf want hy het die Here mishaag. En hoe dit werk in die Bybelse tyd, dat as die man doodgaan, dan moet die volgende broer die vrou aanneem as vrou en dan moet sy 'n kind by hom verwerk en dan kan die kind dan in die toekoms vir die vrou sorg. So die tweede man toe Onan wou toe nie die swaarshuwelik eer nie en daarom het hy toe ook gesterf. Nou as jy mooi daaraan dink, Juda sien toe nou sy eerste seun sterf by Tamar, sy tweede seun sterf by Tamar, so Juda is toe bang vir sy laaste seun en hy stuur toe vir Tamar na haar pa se huis toe terug. Nou Juda se vrou het toe gesterf en Tamar sien toe die geleentheid om weer te trou en in die dorp sien hy toe vir Tamar as 'n hoer en hy het toe saam met haar ingegaan en hy het toe nou nie iets gehad om haar te betaal nie en sy sê toe, gee vir my jou seelring en jou staf as 'n voorlopige betaling. Nou 'n paar maande later, ek dink is 3 maande later, toe sien Tamar se skoonpa dat sy swanger is en hy kontak toe vir Juda en Juda het toe nou eintlik die besluit om te sê wat met haar gebeur en hy sê toe hulle moet haar verbrand want sy het gehoreer. En sy kom toe by Juda en sy sê toe die kind wat in haar is, sy het toe nou nog nie geweet is 'n tweeling nie, is die volgende persoon se kinders en sy haal toe die seelring uit en Juda erken toe dit is sy seelring en in Genesis 38 vers 26 sien ons en Juda het dit erken en hy sê sy het reg teenoor my want ek het haar mos nie aan my seun Sela gegee nie.
Okay, en toe die kinders toe nou gebore is, was dit 'n tweeling gewees en die eerste kind steek sy hand uit, die kind se naam is Serag en die vroedvrou bind toe 'n rooi draadjie om sy arm, maar die arm het toe teruggegaan in die maag in en toe word Peres eerste gebore. En toe daarna, toe Serag gebore met die lint om sy arm. So Peres se naam beteken toe, hoe kragtig het jy deurgebreek? Genesis 39 sien ons dat die Here was met Josef in Potifar se huis, want hy was nou verkoop in Egipte aan Potifar en hy was toe aangestel as hoof van Potifar se huis. Maar wat toe daar gebeur het is Potifar se vrou was so graag gemeenskap gehad het en 'n verhouding gehad het met Josef, maar hy het bly nee gesê. En toe op die einde toe jok sy, toe sê sy dat Josef het haar probeer verkrag en op die manier 'n vals beskuldiging is hy toe in die tronk gegooi. En dis sien ons in vers 20 dat Josef is in die tronk gegooi oor vals berig van Potifar se vrou, maar die Here was met Josef. Als in die tronk was aan hom toe vertrou. So oral waar Josef gekom het, was God met hom. Toe hy in Potifar se huis was, het Potifar hom hoof aangestel van die huis en hy kon hom getrust het met alles. Toe Josef in die tronk gegooi was hy toe, ek lees ons ook dat God was met Josef en hy was toe ook aangestel as een of ander hoof in die gevangene. Nou die koning van Egipte se skinker en bakker was toe nou ook in die tronk gegooi gewees en albei van hulle het elkeen 'n droom gehad en Josef sê toe is reg, hy sal dit vir hulle uitlê. En die eerste ene, die skinker se droom in Genesis 40 vers 9 is, hy het gedroom daar's 'n wingerdstok met 3 ranke, dit het vinnig ryp geword en hy kon toe weer vir Farao wyn skink. En Josef sê toe vir hom wat dit beteken, binne 3 dae sal hy weer aangestel word om vir Farao te skink. Nou die bakker dink toe, dis cool, die skinker het 'n goeie uitleg gehad, hierso is sy droom en sy droom is, dat daar's 3 mandjies met brood en daar het voëls gekom en die brood opgeëet. Nou Josef se uitleg vir die droom was, dat Farao sal in 3 dae jou op 'n paal ophang en die voël sal jou vlees van jou af wegpik. En dit het toe nou presies gebeur soos wat hy gesê het. En Josef het vir die skinker gevra om asseblief net te onthou as hy weer voor Farao staan en vir Farao werk. Maar in vers 23 sien ons dat die voorman van die skinkers het nie aan Josef gedink nie, maar hy het hom vergeet. In Genesis 41 sien ons dat ons nou al 2 jaar later en Josef is nou al 30 jaar oud. So kom ons dink dat toe hy 17 jaar oud was, toe is hy verkoop, so ons kan nou eintlik sê dat hy is nou al 11 jaar in Egipte. Ek is nie seker hoe lank was hy in Potifar se huis nie, maar tussen Potifar se huis en die tronk is hy nou al 11 jaar in Egipte. En ons sien dat Farao het toe nou ook 'n droom gehad, eintlik 2 drome gehad, en hy het gedroom dat daar was 7 maarkoeie wat uit die Nyl uitgekom het, en na dit het 7 vetkoeie uitgekom, en toe na dit het 7 maarkoeie uitgekom en die 7 vetkoeie opgeëet. Hy droom toe weer van 7 maarare wat 7 vetare opeet. In Genesis 41 vers 8 sien ons dat die môre was Farao se gees onrustig en hy het al die towenaars en al die wyse manne van Egipte laat roep en Farao het aan hulle sy droom vertel, maar niemand kon dit aan Farao uitlê nie. Nou die skinker onthou toe vir Josef. En wat vir my so mooi is van Josef is dat Josef gee elke keer alle eer aan God wanneer hy die drome uitlê. Die eerste keer sien ons toe hy aan die bakker en die skinker gepraat het in Genesis 40 vers 8 sê hy is uitlegging, nie 'n saak van God nie. En nou staan hy voor Farao, Genesis 41 vers 16 en hy sê niks vir my nie, God sal Farao 'n gunstige antwoord gee. Vers 28 sê hy toe wat die drome beteken en hy sê wat God van plan is om te doen, het hy Farao laat sien. En God het dit 2 keer aan Farao gewys, want dit is 'n saak wat vas besluit is deur God. Nou Josef gee toe die plan van hoe hulle kan maak met die hongersnood wat op pad is, want Josef het toe nou aan hom verduidelik dat wat dit beteken is, daar is 7 goeie jare wat op pad is en dan daarna gaan daar 7 moeilike jare wees van droogte. En oordat Josef nou die
uitleg kon gegee het van die drome en hy het 'n plan gegee vir Farao hoe om deur hierdie hongersnood te kom, toe maak Farao hom hoof oor Egipte. Hy was so second in charge gewees. Nou, die plan was om 20% heffing te gee op alle opbrengs van die land. Nou, Josef het toe, soos ek gesê het, second in charge geword van Egipte, en Josef kry toe selfs Farao se seelring. Nou, Farao noem vir Josef Sefanat Peneag, en dit was sy Egiptiese naam gewees, en Farao gee vir Josef 'n vrou Asenat, en sy was die dogter van On gewees, en gedurende hierdie tydperk het Josef ook sy 2 seuns gekry, wat Manasse en Efraim was. Hierso is geografiese opgrawings wat ook praat van 'n 7 jaar hongersnood wat Egipte getref het, wat baie ooreenstem met die storie van Josef. So hierso is eintlik geografiese bewyse dat die storie van Josef die waarheid is. Ons sien dat in Genesis 41 vers 57 dat die hongersnood was swaar op die hele aarde gewees. Nou, intussen was hierdie droogte ook in Kanaan gewees, en in Genesis 42 vers 6 sien ons, en Josef was die maghebber oor die land. Daarom het die broers van Josef gekom en hulle voor hom met die aangesig na die aarde gebuig. So onthou, daar was nou ook 'n droogte in Kanaan, en die seuns moes toe opgetrek het na Egipte toe om kos te gaan kry, en hulle het toe op die einde voor Josef gebuig, soos wat ons hierso sien in Genesis 42 vers 6. En Josef het sy broers herken, maar hulle het hom nie erken nie. En hy beskuldig hulle toe dat hulle spioene was. En hulle probeer toe baie hard verduidelik dat nee, hulle is goeie mense, hulle is nie spioene nie. Hulle begin toe vertel van hulle pa, en hulle sê dat hulle is eintlik 12 seuns waarvan een oorlede is, en die jongste ene Benjamin is nog by die pa. En Josef bly sê nee, julle is spioene, ek gaan julle in die tronk gooi. Julle moet julle broer Benjamin gaan haal en vir my kom wys voordat ek glo dat julle is nie spioene nie. So hulle is toe vir 3 dae in die tronk gegooi, en hulle toe onder mekaar beginne konfess dat hulle word nou gestraf vir dit wat hulle aan Josef gedoen het, en min het hulle geweet dat Josef staan en luister vir hulle met 'n tolk, en hy kan alles hoor wat hulle sê, en Josef het toe begin huil oor dit wat hulle gesê het. Toe op die einde, toe het Simeon agtergebly, en die res van hulle is toe terug Kanaan toe sonder Simeon, en hulle vertel toe vir hulle pa alles wat gebeur het, en Jakob antwoord in Genesis 42 vers 36, hy sê, julle beroof my van kinders, Josef is weg, en Simeon is weg, en Benjamin wil julle wegneem. En Reuben sê toe vir sy pa dat as hulle teruggaan om nou weer kos te gaan haal, en hy bring nie vir Benjamin terug nie, kan hy sy 2 seuns doodmaak. So hulle het begin sleg voel oor dit wat hulle in die verlede gedoen het. Nou, die hongersnood het voortgegaan, en hulle kos het toe nou weer klaar geraak, so hulle moes toe nou weer teruggegaan het na Egipte toe. Maar hulle verduidelik toe vir die pa dat hulle kan nie teruggaan sonder Benjamin nie. Judas sê toe dat hy sal borg staan vir Benjamin. Genesis 43 vers 26 sê toe dat hulle, wat ek toe nou nie gesê het nie, is die vorige keer, toe hulle gaan kos koop het Josef al hulle geld teruggesit in hulle sakke. En so toe hulle nou terugkom, toe bring hulle al hierdie geld terug saam, en hulle bring geskenke saam. En ons sien dit dan nou hierso in Genesis 43 vers 26. Hulle het vir hom die geskenke binnegebring wat by hulle was, en hulle het voor hom neergebuig. En toe Josef vir Benjamin sien het, hy begin huil, en hy nooi hulle toe in sy huis in, en die seuns het toe gedink hulle is in die huis ingebring, oor dat hulle die vorige keer nie die geld betaal het nie. Dis hoe dit gelyk het, hulle het betaal, maar dit het gelyk asof hulle nie betaal het nie. Maar dit was toe nou nie so, en Josef het hulle toe genooi vir ete. En wat nogal interessant is, hy het hulle opgedeel aan tafel, hy self, van die jongste tot die oudste in die regte volgorde, en hy het toe vir Benjamin, wat mos nou sy direkte boetie is, wat ek daarmee bedoel is, hy dieselfde man, dieselfde pa as Benjamin, en hy gee toe vir Benjamin 5 keer soveel vleis as wat hy vir die res van hulle gee. En toe weer vir 'n tweede keer sit Josef hulle geld terug in hulle sakke, maar hierdie keer sit hy 'n silwerbeker, of sy silwerbeker in Benjamin se sak. En hulle word toe agterna gejaag en beskuldig, en die broers sê toe dat as hulle die beker vind, moet daardie persoon doodgemaak word, en al die seuns sal dan slawe wees van Egipte. Toe wat toe gebeur is, hulle vind toe
Josef se silwerbeker in Benjamin se sak. En hulle almal is toe nou weer terug na Josef toe, en Juda val toe op sy knie en smeek Josef om eerder hom te neem as slaaf, want hy het borg gestaan vir Benjamin en sy pa gaan dit nie maak as Benjamin nie huis toe kom nie. In Genesis 45 vers 2 sien ons dat Josef het toe uitgebars in trane, en hy sê toe vir hulle dat ek is Josef. Eers nou, die Bybel sê dat die broers het nie verstaan wat aangaan nie, want onthou in hulle oë is Josef dood, hulle ken nie die man wat hier voor hulle staan nie. En wat vir my so mooi is dat Josef het besef wat aangaan, die rede hoekom hy op die einde in Egipte opgeëindig het, en ons sien dit in vers 5 en in vers 7. Hy sê aan sy broers, want om lewens te behou, het God my voor julle uitgestuur, om vir julle 'n oorblyfsel op die aarde te verseker, en om julle in die lewe te hou tot 'n groot verlossing. Nou baie keer gebeur daar slegte dinge in ons lewens wat ons nie verstaan nie. Josef was nie 'n slegte mens en daarom was hy verkoop aan Egipte nie. Of Josef was nie gestraf deur God en daarom het hy alleen in Egipte opgeëindig nie. God het geweet 'n baie erge droogte is op pad jare verder in die toekoms, en daarom het God Josef gebruik om sy volk se lewens te red. Anders het almal van hulle gesterf. Josef sê selfs in Genesis 45 vers 8, julle het my dan nou nie hierheen gestuur nie, maar God, en hy het my 'n raadsman van Farao gemaak. So Josef self het gesien dat dit was alles deel van God se plan. Maar die pad wat Josef moes loop was nie maklik gewees nie. Maar sy broers moes hom gehaat het om hom te verkoop, dat hy in Egipte opeindig, en hy moes vals beskuldig geword het om in die koninklike tronk te beland, waar hy die bakker ontmoet het, en waar hy dan na toegang gehad het tot Farao. Nou ons verstaan dalk nie nou hoekom sekere dinge met ons gebeur nie, maar God ken die toekoms, hy weet wat ons nodig het, wie ons moet ontmoet, wat se lewenslesse ons nou moet leer, vir 'n groter plan in die toekoms. Nou, Farao gee toe vir Josef bevel om sy familie te gaan haal in Kanaan. Hy betaal selfs vir hulle trek, en in Genesis 45 vers 20 sien ons dat Farao gee die beste van die land aan Josef en sy familie. Nou, toe Jakob hoor dat Josef leef nog, het hy dit eers nie geglo nie, en op pad na Egipte het God met Jakob gespreek en gesê, Genesis 46 vers 3, ek is God, die God van jou vader, moenie bevrees wees om na Egipte af te trek nie, want ek sal jou daar 'n groot nasie maak. God bevestig net aan Jakob dat dit alles deel is van sy plan. Genesis 46 vers 27 sien ons dat al die siele van die huis van Jakob wat in Egipte gekom het, was 70 siele gewees. So ons het dit nou al reeds gesê dat as Josef nie opgeëindig het in Egipte nie, het al 71 van hulle gesterf van die honger. Nou toe Josef sy pa sien in vers 29, het hy hom om sy hals geval en lank aan sy hals geween. Vers 6 het Farao gesê dat Egipte land lê voor julle oop, laat jou vader en jou broers die beste deel van die land woon. En dan vers 20 sê, so het Josef dan al die grond van Egipte vir Farao opgekoop, so het die land Farao se eiendom geword, wat die vers 20 beteken is, oordat daar so verskriklike groot droogte was en vir 7 jare droogte was, het die mense kom koop by Egipte, maar die mense se geld het later klaar geraak, hulle het betaal met hulle vee, dit het later klaar geraak, dat die mense later met hulle grond beginne betaal het, en op so 'n manier het die hele grondgebied van Egipte aan Farao behoort. Genesis 48 lees ons dat Jakob is toe siek, want hy is nou al oud, en daarop het Josef sy 2 seuns na hom toe geneem vir 'n seun. Genesis 48 vers 5 sê Jakob, nou dan, jou 2 seuns wat vir jou in Egipte land gebore is, voordat ek in Egipte na jou gekom het, is myne. Jakob seën toe Josef se seuns en hy noem hulle mede-erfgename. So eintlik, wetlik, is hierdie 2 seuns van Josef dan 'n deel van Israel, deel van Jakob se familie, sy seuns. En wat toe gebeur is, terwyl hy die seun gee oor die 2 seuns, toe het hy sy linkerhand op Manasse gesit wat die oudste is, en hy het sy regterhand op Efraim gesit wat die jongste is. Nou wat eintlik moes gebeur het, is hy moes sy regterhand op die eersgeborene gesit het, en Josef sê toe vir sy pa, nee, hy is eintlik verkeerd, en Jakob sê toe, nee, hy weet wat hy besig is om te doen.
En die seën wat hy toe uitgespreek het in Genesis 48 vers 15 is, die God voor wie se aangesig my vaders Abraham en Isak gewandel het, die God wat my as herder my lewe lank gelei het tot vandag toe, die engel wat my uit elke teëspoed verlos het, mag hy die seuns seën en mag deur hulle my naam genoem word en die naam van my vader Abraham en Isak en mag hulle vermeerder in die land in menigte. Dis 'n mooi seën wat Jakob uitgespreek het oor die twee seuns van Josef. Nou, hoofstuk 49 praat van die laaste seun wat Jakob uitgespreek het oor sy 12 seuns. Nou gaan net vinnig daardeur gaan. Reuben wat die eersgeborene was, Jakob het nie 'n goeie seun vir hom gehad nie, alhoewel hy die eersgeborene was. Hy het gesê hy is 'n opreising soos water, maar in Genesis 35 vers 22 kan jy sien dat hy het eintlik gemeenskap gehad met Bilha. Nou Bilha is amper soos sy stiefma en daarom het hy nie die goeie seun gekry nie. Seun 2 en 3, Simon en Levi, onthou in Genesis 34 vers 25 het hulle mos die Sigemiete wat vir Dina wou trou, het hulle gaan doodmaak nadat hulle self besny het, en daarom is die seën wat op hulle uitgespreek is, of die woord wat op hulle uitgespreek is, dat hulle sal verstrooid wees. En dan die 4de kind, Juda. Hierso sê Jakob dat jy is dit, jou sal jou broers loof. Juda is 'n jong leeu, en hierso is 'n messianiek profesie oor Jesus wat sê, totdat Silo kom en aan hom sal die volke gehoorsaam wees. So hierso praat hy van Jesus. Sebalon se profesie, of se seun sê, hy sal bly by die see, hy sal by die strand van die skepe wees. Isaskar het hulle gesê, hy is 'n sterk gebeende esel, so hy is sterk mens. Dan, hy is 'n slang wat die perd aan die hakskene byt, ons sal later sien wat het met Dan gebeur. Gad is 'n bende sal hom aanval, maar sal hulle hakskeen gryp. Aser, hy lewer lekkernye, so het klink amper asof hy 'n chef gaan word. Naftali, hy is 'n vrye wildsbok, en Josef, daar's eintlik 'n baie lang seën oor Josef, ek het dit net hier kortliks gesit, dat hy sal 'n jong vrugteboom wees, en hy sal geseënd wees. En dan die laaste ene, Benjamin, sê dat hy sal 'n wolf wees wat verskeur. Nou al hierdie seëninge wat uitgespreek is oor die 12 seuns, gaan ons deur die Bybel sien waar dit tot vervulling kom. Ek het net hier onder gesit by Benjamin, dat julle kan bietjie gaan oplees in Rigters 20, wat het gebeur met die stam van Benjamin. So Genesis sluit toe af in Genesis 50, waar Jakob toe nou oorlede is, en die broers begin toe nou stres en dink, wat gaan Josef nou met hulle doen? En Genesis 50 vers 15 sê, toe die broers van Josef sien dat hulle vader dood was, het hulle gesê, sê nou Josef gaan ons as vyande behandel, en hy gaan ons werklik vergelde al die kwaad wat ons aan hom gedoen het. En hulle dink toe, wat gaan hulle vir hom sê? En vers 17 sê hulle, ag, vergewe tog die oortreding van julle broers en hulle sonde, want hulle het jou kwaad aangedoen, maar nou, vergewe tog die oortreding van ons, wat die God van u vader dien. En Josef het geween toe hulle met hom gespreek het. Want onthou, ons het nou al 'n paar keer gesien dat Josef het verstaan hoekom alles gebeur het. Hy het geweet dat dit was deel van God se plan gewees. Vers 20 sê, want julle het wel kwaad teen my bedink, dis nou Josef sê dit aan sy broers, maar God het dit ten goeie gedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk aan die lewe te hou. So dit moes gebeur het, sodat die volk van die Israeliete nog 'n lewe het. En dan net op die einde van Genesis 50 vers 25 het Josef self ook gesê, dat asseblief as hy eendag sterwe, moet hulle ook sy gebeentes na sy pa se graf toe vat, en wat in Kanaan is, en ons sien dit gebeur in Joshua 24 vers 32.